Goeiemôre familie, dit is Vrydag en ek wil vanoggend vir jou sê baie dankie dat jy so ver hierdie week saam met ons reis rondom die tema tyd, vriend of vyand. Vanoggend wil ek jou iets vra. Vir jou vanoggend vra, hoekom is jy so haastig? Nie net vandag nie, nie net hierdie week nie, maar aanhoudend. Ons hardloop van afspraak na afspraak, ons jaag deur gesprekke, ons bid vinnig, ons rus met 'n skuldige gewete en sonder dat ons dit raak sien, begin ons gejaagdheid die ritme van ons lewe bepaal. En die probleem met gejaagdheid is nie net dat dit ons moeg maak nie. Dit maak ons ook onbeskikbaar vir God. Kyk hoe leef Jesus in Johannes 11. In Johannes 11 hoor hy dat Lazarus siek is. Dit is dringend, dit is ernstig. Maar Jesus is nie haastig nie, hy is nie gejaagd nie. Hoor die volgende. Toe Jesus gehoor het dat Lazarus siek is, het hy nog 2 dae oorgebly op die plek waar hy was. Eers hierna het hy vir sy disippels gesê, laat ons weer 'n keer Judea toe gaan. Dis Johannes 11 vers 6 tot 7. Dit klink amper verkeerd. Ek dink die mense rondom Jesus was geskok oor sy reaksie. Jesus, hoekom reageer jy nie dadelik nie? Lazarus is besig om dood te gaan. Hy's reeds dood. Maar hy word nie deur die nood gedryf nie. Hy word gedryf deur die gehoorsaamheid aan die Vader. En hier is 'n waarheid vandag. Ons gejaagdheid is dikwels nie 'n teken van belangrikheid nie, maar dis 'n gebrek aan vertroue. Ons jaag omdat ons dink alles hang van ons af. Ons jaag omdat ons bang is vir die stilte. Die stilte maak ons ongemaklik. Ons jaag omdat ons bang is om agter te raak. Maar gejaagdheid steel wat God wil doen in die wagtyd. Vandag se uitnodiging is eenvoudig. Vertraag vandag doelbewus. Nie alles nie, net een ding. Ry miskien vandag bietjie stadiger werk toe. Luister langer na iemand wat met jou praat. Bid sonder om te kyk hoe laat dit is. En laat stilte toe, sonder om dit te vul met 'n geraas. Dit is nie tydmors nie. Dit is om jou geloof te beoefen. So prakties vandag, kies vandag een oomblik waar jy normaalweg jaag en besluit vooraf, hier gaan ek stadiger wees. Merk dit in jou gedagtes en wees doelbewus met wat binne in jou opkom wanneer jy nie jaag nie. Want as jy bereid is om dit te doen, weet ek dat tyd jou vriend gaan word. Vandag in die kommentaar vra ons jou om te tik, stilte. Ons leer saam om tyd te vertrou, omdat ons God vertrou. Familie, kom ons bid vandag saam. Net daar waar jy is, maak jou oë toe en bid hierdie woorde saam met my. Here, bevry my van gejaagdheid. Leer my om te wag, te luister en te vertrou dat U werk, selfs wanneer ek stadiger beweeg. Amen. Familie, soos wat hierdie naweek begin, mag jy vandag stil word en mag tyd jou vriend word. Ek sien jou môre vir die laaste oordeenking van hierdie week. Lekker dag.